Neem so dankbaar en bly om saam met die mense môre of die musiekspan ek sê baie dankie. Dis lekker om die Here te dien. Ons is vanmôre by mekaar met 'n baie gemeenskaplike doel. Ons is opgewonde oor 'n geboorte. Dit is nogal snaaks as 'n mamma swanger is en die tyd kom al hoe nader en die hele familie in afwagting begin kom. Jy weet, as die foon lei en jy sien dis daai persoon, dan antwoord jy vinnig, want jy is bang, dis dalk daai tyd, dis dalk daai verwagting is daar van 'n geboorte. Stem jy met my saam? En ek dink as ons vanmôre op so 'n manier kyk na Kersfees, dan sal dit heeltemal
anders raak. Familie, ek wil vanmôre vir julle sê, ons kyk uit vir 'n verlosser. Amen. As jy Bybel saamgebring, blaai vir die saambring na Lukas, die 2de hoofstuk toe, ons gaan vers 10 en 11 daar saam lees. Hy sê, die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat in die hele volk sal wees, dat julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die zaligmaker, wat Christus, die Here is. Amen. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanmôre oor ons nie, maar dit gaan oor U. En daarom wil ek vanmôre kom, en ek wil elke gees wat nie van God af is nie, wat hier in die gebou probeer binnenkom, of probeer aanslaan maak, ek staan teen jou op in die naam van Jesus. Jy het geen reg, geen plek, geen houvast in die huis nie. Ons is vrygekoop deur die bloed van Christus Jesus. En daarom wil ek vanmôre bid, o Gees van God, dat alle verstand te boven gaan, dat die vanmôre sal inkom en ons harte sal aanraak. Kom van ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan, dat die vanmôre vir ons sê, is my gebed in Jesus naam. Amen. Ek het ook hierdie gedeelte lees, toe kom het by my op, dat daar is 'n baie goeie tyding. Daar is baie goeie nuus. Nou as jy vandag die TV aansit, en jy gaan na enige nuuskanaal toe, kan ek jou die waarborg gee, nie een van hulle gee goeie nuus. Almal gee slegte nuus. Die rand het soveel geval, of die oliepryse soontoe, of hulle het mekaar hier doodgemaak en doodgeskiet, en dadelik, toe kom het by my op dat ons in 'n tydperk leef, waar ons moet besef dat slegte nuus is aan die punt van orde. Slegte nuus is oral waar jy gaan. Ek het gister weer met iemand gepraat, en sê die persoon vir my, ons het seker slegte nuus gekry. En dadelik toe die persoon dit vir my sê, toe kom het in my hart op, dat ons as kinders van die Here sit met die beste en die grootste nuus wat daar seker is, maar ons bly stil daaroor. En daarin begin die Here met my daaroor te praat, en ek begin toe daaraan te dink, en dit begin in my hart op te kom, dat hierdie nuus is groter as wat ons dink. En ek wil net gou vanmôre vir jou langs jou kyk, en sê vir hom hierdie woorde, hy is gebore. Kyk vir jou langs jou, sê vir hom, hy is gebore. Halleluja. Toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom ek aan my op, dat hy sê so, ek bring vir julle 'n blye boodskap. Ek bring vir julle iets groots, 'n blye boodskap vir wat vir die hele volk sal wees. Hy sê, en terwyl ek daarom gaan sit en dink ek, dis nog ons snaaks dat, hoeveel van ons het hierdie jaar slegte nuus gekry? Miskien by die dokter, miskien by die bankbestuurder, miskien by jou werk, miskien by jou familie, maar baie van ons het slegte nuus ontvang, en goed wat ons nie wil hoor nie. En dadelik toe ek hierom gaan sit en dink, toe dink ek, maar die Bybel sê, hy het vir ons 'n blye boodskap gebring. Daar is vir ons goeie nuus op pad. So kan ek dit maar vanmôre vir jou sê, en ek wil dit vir jou sê met die liefde wat in my hart is, daar is vanmôre goeie nuus vir hulle wat siek is. Daar is vanmôre goeie nuus vir hulle wat verlore is. Daar is vanmôre goeie nuus vir hulle wat verslaaf is. Daar is vanmôre goeie nuus vir hulle wat verlore is, want my Bybel sê, 'n zaligmaker is gebore. Iemand wat gesê, ek sal die prys namens jou betaal. Jy hoef nie angstig te wees nie, jy hoef nie te vrees nie. Ek het dit reeds gedoen. Wanneer ek hieraan gaan sit dink, dan begin dit altyd in my binneste wakker te word. Want 'n zaligmaker beteken iemand wat my red. Nou, ek het mooi gaan sit en kyk, en ek het die Griekse woord gaan kyk. Die woord vir 'n krib, of dan die manger, is betaia in die Griekse vertaling.
Maar as jy gaan kyk wat beteken die woord Metaia, want dis wat hulle gebruik in Lukas, en die woord wat hulle daar gebruik, beteken 'n eetrog. Dit beteken, dit was iets waaruit die diere geëet het. En dadelik toe ek hier aan begin dink, want dis 'n krib, dadelik het ek hier aan begin dink, maar wat probeer God vir ons sê? Nou as jy die geskiedenis ken, en jy ken bietjie meer van die Joodse tradisies en goed, het hulle baie keer gegaan, en hulle het die lam, as daar 'n lam gebore was, wat sonder vlek, sonder probleme, sonder gebrek, die volmaakte lam vir 'n offer, het hulle hom onmiddellik opgetel, tussen die skape uit, en hom gevat en hom binne in die trog neergesit, in die krib neergesit. Die rede hiervoor was, hulle wou nie gehad het, hy moes bevlek word nie. Hulle wou nie gehad het, hy moes gevat word en neergesit word en dalk seer kry, of die skaap hom verdruk of doodmaak nie. Maar wat gebeur met daardie klein lammetjie? Daardie klein lammetjie word gevat en groot gemaak en hy word die perfekte offer vir dit wat God vanmôre vir ons wil gee. Nou, as jy mooi gaan dink daaraan, het dit nie gebeur dat Jesus in 'n koninkryk of in 'n paleis gebore is nie. Hy is nie vanmôre gevat en in 'n mooiste kamer gesit nie, maar die oomblik toe hy gebore is, toe sit hulle hom binne in 'n krib in. Waarom? Want hy was die laaste en die perfekte offer wat ooit gebore sou wees. Hy is die enige wat vanmôre al ons sondes op hom geneem het. Vlekkeloos het hy in die graf ingegaan, maar bevlek in die graf. En daarom toe kom het by my op, hoe kan dit wees dat hy vlekkeloos en bevlek was? Hy was sonder sonde, maar kon nie die doderyk ingaan sonder sonde nie. Hy moes sonde hê om te kom afsak tot binne in die diepste duisternis. Hy moes sonde hê om daarin te kom. En wat het hy gedoen? Toe hulle voor hom staan en sê, is jy koning van die Jode? Te sê, hy sê dit nie, ek nie. En dadelik begin daar iets in hulle hand op te kom, ek wil hê, jy moet verstaan nie. Jesus was nie gebore toe dit goed gegaan het nie. Jesus was gebore terwyl daar vrees was. Jesus was gebore terwyl dit donker was. Jesus was gebore in omstandighede wat ek en jy nie graag 'n kind in die wêreld sou wil inbring nie. Kan ek dit vanmôre sê? Dit was die eerste aanslag op Jesus se lewe, dat daar nie 'n plek was waar hy gebore kon word nie, maar in 'n krib, in 'n stal, moes Maria 'n geboorte gee. En dadelik kom dit op my op. Dis snaaks dat ons as mens die mooi daarin sien. As ek praat oor 'n mooi Kersfees, dan praat ek oor daai grot het seker 'n paar kandelaartjies opgehad en miskien 'n paar engelare, hierdie streamers. Nee. There was nothing to celebrate the coming of a king. En toe ek hierom gaan sit en dink ek, maar hoe sal die wêreld weet wie hy is? Hoe sal ander weet, dis nie net nog 'n geboorte nie. Ons almal weet, dat Maria was 'n maagd toe sy swanger geraak word. En meer as die ergste van alles, haar maagdevlies moes skeer, met geboorte. En terwyl ek hier gaan sit en dink ek, daar is soveel meer wat ons nie aan dink nie. Maria se vrees, wat gaan my pa met my doen? Maria se vrees, gaan Josef my los? Josef se kwaad, want sy verloofde is swanger. Wyse manne wat inkom en sê ons het 'n ster gevolg en ons weet, soos na die ster kyk, vertel dit iets. Mag ek verder gaan en vir jou sê,
Ek is so bly dat dit was nie van die paleis af afgekondig Jesus is gebore nie. Het was nie afgekondig van die straathoek af nie, maar het was in die veld. Want die Bybel sê dat die herders was op die veld. En daar het 'n engel aan hulle verskyn wat hierdie woorde gesê het. Wat gesê is, en vandag in die stad van Dawid is gebore 'n zaligmaker wat Christus die Here is. Ek wil dit gou vanmôre vinnig hier aan dink. As ek vir jou moet vra, wat is Kersfees? Sal ons almal sê, dis die geboortedag van Jesus. En dan vra ek vir jou, maar wat is Kersfees? Dan gee my sê, dis tyd vir familie. Dis tyd vir by mekaar kom en lekker eet. En dis tyd vir geskenkies vir die kinders. En dis tyd vir excitement. Kan ek dit maar vanmôre vir jou sê, die wêreld het dit iets gemaak wat dit nie is. Want as jy vandag vir iemand vra, hoe was jou week? Sal ek gesê, ons het gewerk tot die dag voor Kersfees. Of as jy met iemand vra, hoe gaan dit met jou? Dan sê, jongens, Kerstyd net wil verbykom. Jy weet, van die persente. Ek weet waarvan ek praat. Ek het ook 'n vrou gehad wat geglo het in die hond en die kat en almal moet persente kry. Jy weet, dis erg. En weet wat? Ou blyk het 7 of 8% hierdie jaar gekry. Hoekom? Want sy ouma so gesê het, dis die minimum. En dadelik kom dit by my op, dat ons raak excited oor die dag, maar nie oor die daad nie. En toe ek hierom gaan sit en dink, toe sê ek, I want to get back to the place where I'm excited about a birth. I want to get back to the place where I'm excited about someone that was born. As 'n babatjie vanmôre gebore word, dan staan die pa langs ma en hy hou 'n hand vas. Die geboorteproses vind plaas. Maar die oumas en oupas staan daar buite in die gang. En die ooms en die tannies en die weet almal wat belangstel is daar. En weet wat, die oomblik toe ek hierin gaan sit en dink ek is so bly, ek is vanmôre saam met mense wat belangstel in 'n geboorte. Ek is so bly, ek is saam met mense wat besef, daar's iets groters aan die gang. En toe hierna gaan sit en kyk, toe begin dit dadelik in my binneste op te kom. Want weet wat is die grootste excitement? Wanneer die baba gebore is, en pa loop daaruit met sy bors so 6 bar gepomp, en hy loop daaruit, en hy stap op by ouma en oupa, en hy sê, dis 'n seun wat gebore is. Kan ek dit vir jou sê, hierdie kerk sal weer excited raak, want 'n seun is gebore, en sy naam is Jesus Christus. En weet jy wat? Hy is die verlosser van alle eeue. Hy het gekom om my en jou van ons sondes te verlos, en ons vry te koop, sodat ek en jy vanmôre kan lewe, en lewe in oorvloed kan lewe. Ek weet nie van jou nie, maar ek het iets om na uit te sien. Vanmiddag hy Cameron, of hy skaaphout, of hy aardappelslaan en weet waarvan ek praat. Nee, ek het iets om na uit te sien. Want ek is nie meer in 'n donker wêreld nie. Ek is vrygemaak. Ek is nie vanmôre meer siek nie. Ek is genees. Ek is nie vanmôre meer
in my dal van depressie nie. Hy het my uitgehaal en my 'n splinter nuwe lewe gegee. Ek weet nie vanmôre van jou nie, maar ek het iets om oor excited te wees. Ek het goeie nuus om vandag met my familie te deel. As daar een ding is wat ek van hou, is om goeie nuus met my familie te deel. As ek iets het, kom ons sê, jy wen vandag R1 miljoen. Wie is die eerste ons wat gaan weet? Pastoor, allemaal bang met my familie, want hulle gaan wel geld. Nee. Die eerstes wat sal weet, sal hulle vir wie die liefste het. Kan ek het vandag vir jou sê, daar is goeie nuus om te deel. Hy is gebore en as gevolg van 'n geboorte is daar vanmôre vir my en jou 'n kans. Ek moet vanmôre net iets verstaan dat binne 'n krib, binne 'n trog, ek het vanmôre gaan kyk na 'n foto van dit en ek het vergeet om op te sit. Dis 'n vierkantige klip wat vierkantig uitgekap was wat die vloer ingegooi was. En dadelik toe my oog dit vang, toe dink ek daaraan, dit lyk amper soos 'n broodpannetjie. Snaaks wat Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Ek het vir jou goeie nuus. Jy sal nooit weer alleen wees nie. Ek het vir jou goeie nuus. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, ek sal jou rus gee. Ek het vir jou goeie nuus. Ek is vrygekoop deur die bloed van Christus Jesus. Ek het vir jou goeie nuus. Daar's niks wat my kan skei van die liefde van Christus Jesus nie. Geen verdrukking, geen vervolging, geen haat, niks kan my skei van sy liefde. Ek wil begin klaarmaak, want ek hier dan gaan sit en dink, kom ek by my op, daar was groot excitement oor 'n krib. Tot die engele het uitgeroep, 'n saligmaker is gebore. Jy sien, as iemand na jou toe kom vandag, jy het 'n baie groot probleem wat jy nie uitgesorteer kry nie. Jy het iets wat jy nie kan manage nie. En die persoon kom na jou toe. En hy sê vir jou, o, hier is my spesialiteitsgebied. Gee my gou 'n kans. Laat ek vir jou kyk. Dan raak daar iets in jou hart bietjie excited, want iemand wat iets weet, dit lyk klink amper soos ek met 'n kar. As ek op my kar sy engine oopmaak en sê, ja, is mooi. Dis al wat ek weet. Maar as ek net langs my kom staan en sê, wag, dis 'n klein dingetjie, ek sien hom. Ek sien niks, wat sien jy? Kan ek het vanmôre vir jou sê, ons het goeie nuus. Ek en jy was op pad hel toe. Maar ek het goeie nuus. Hy is gebore. Sodat ek en jy 'n kans het. Maar ongelukkig het dit nie gebly net by 'n krib nie. Dit is oorskuif na Christus. Hoekom? Ek as pa probeer altyd om vir my kind dit so maklik as moontlik te maak. Stem julle saam? Pa, ek het nie nou geld vir iets nie, vat my kaart, gaan kyk. Doen dit. Maar toe Jesus gebore is,
gebeur daar iets, want God moes terugstaan en kyk. As dit van my afgehang het, sal my seun nooit gemartel, geslaan of gekruisig word. Solank as ek daar is, sal ek het verhoed met alles binne in my. But God had to step back. Jy sien, ons lees altyd die verhaal van die verlore skaap. 99 het agtergebly en die een wat weggeloop het. En hoe hy gaan soek is deur die herder. En dadelik toe jy dan begin dink, toe kom het in my binneste op. Ek is so bly vir daardie een skaap. Jy weet skaap het 'n manier. As jy skape het, en jy sukkel hulle in 'n plek in te kry, of oor te kry, ek weet my buurman het een keer sy skaap aan die ander kant van die treinspoor laat loop, en toe hy hulle net uitgejaag het, toe kom die trein aan. En een skaap, skrik vir die trein, en hy spring oor die treinspoor. En daar die trein ry 18 skape dood by dag. Nie omdat een skaap veilig aan hom gekom het nie, omdat hulle almal hom gevolg het. Want dis wat skape doen. En dit kom in my binneste op. Dis hoekom die Bybel sê, kruisig jouself dageliks. Because the one did it. Wie wat het lewendig aan die kant uitgekom? As jy jouself kan kruisig vir hierdie wêreld, sal jy lewendig aan die kant uitkom. Een krib na een kruis. Kruis na graf. Van 'n graf af na oorwinning. Jou roete gaan as volg loop. Almal gaan bly wees, jy sien. Tot by die werk. Dan gaan iets verkeerd gaan almal jou wil kruisig. En as jy kruisig is, dan skuif jy jou uit aan die bydienste kantoor in. Weer aan die geval van niemand jou sien. En die oomblik as jy die probleem opgelos het, en jy kom uit met die antwoord, dan is allemaal lief vir jou, ons wij die Here. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, is precies wat Jesus gedoen het. Hy is gebore. He was demoted. Hy was nie gebore as 'n koning nie, maar hy het opgestaan as 'n koning. Jy sien, ons staan baie keer in die oggend op as failures, want ons voel so. Maar as ek net tyd met hom kan spandeer, sal ek opstaan, sal ek vanaand tot rust te kom as ek oorwinnaar. Want dis wat Jesus gedoen het. Ek wil klaarmaak en vir jou sê, ek is so bly, hy was gebore. Ek is so bly, daar was 'n krib. Ek is net so bly, daar was 'n kruis. My laaste gedagte vanmôre is ons het goeie nuus.
Dink jy hoe somber sou dit gewees het vanmôre, as ek moes spreek oor sy geboorte, maar moes verwys na sy liggaam wat in graf lê. Shame. Hierdie arme oukies van Islam. Mohammed lê in 'n graf, net aan my kyk, gaan kyk. Sy dingetjies is daar. En toe by my saligmaker se graf kom, dus daar geen bewys dat hy iemand in was. So vir elkeen van ons vandag is daar goeie nuus. En ek wil hê as jy vandag huis toe gaan, moet jy gaan met hierdie ding in jou binneste. I have good news. Vir die werklose is hy goeie nuus. Vir die verlorene is hy goeie nuus. Ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit die beste nuusband. Hy is gebore en hy leef tot in alle ewigheid. Elke hoof gebuig en elke oog gesluit. Wil jy nie nog rondkyk vanmôre nie? Vanmôre is daar een ding wat in my hart opkom. Glo jy in die goeie nuus? Ons is so geneig om te sê, dis ongelooflik. Dis nie ongelooflik nie, dis geloofwaardig. Al die bewyse is daar, hy is gebore. Miskien op die 25 Desember soos ons dit vier nie, maar die bewys is daar, hy is gebore. Hy het gelewe, aan 'n kruis gesterf, maar hy het opgestaan in die doodheid. En dit gee ons vanmôre goeie nuus. Ek weet nie hoe voel jy nie, maar ek wil vanmôre goeie nuus versprei aan elkeen daar buite. So ek môre hier sit en sê, Here, help my om goeie nuus te versprei in plaas van slegte nuus. Steek op jou oorlog en met saam met jou bid vanmôre. Dankie vir die almal wat reg oor die gehoor opgaan. En jou vra om saam op te staan, asseblief. Vader, so dankie dat ek naby aan die einde van die jaar kan kom. Daar soveel dinge gebeur het in hierdie jaar, en soveel dinge verkeerd geloop het, en soveel dinge seer gemaak het, en soveel dinge nie reg is nie. Het ek vanmôre gekom by die plek wat sê, daar is goeie nuus. Here, ek wil bid en vra, help my dat ek altyd in hierdie put sal uitskep van daar is goeie nuus. Help my dat ek altyd sal uitskep uit hierdie verwagting uit, daar is goeie nuus. En Here, ek is so dankbaar dat U vanmôre gebore is. Want vir my is gebore 'n saligmaker wat Christus die Here is. 'n verlosser en 'n vriend. Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek het die sitplekke neem en ek die musiekspan na vore kom. Wil ek gou vir julle sê, van my, door my bly ek sy kant af, baie geseënde Kersfees. Ek het goeie nuus. As jy my kleinkind vanmôre wou hoor, hy was in die week daar by my, toe sien hy daar lê 'n klomp persente. Hoe kan hy kroek, hy moet een maak. At least een oupa. Maar dan is het 2. Dus ek nee, dat is nou klaar. En volgende ons in die kerk kom, toe sê van wie wat gaan ons maak as by die huis kom? Toe sê nee opa, toe sê ek ons gaan persente oopmaak. Toe sê ek kom ons ry. Sê ek nee ons kan nog nie. Gaan hy na sy pa toe, hy sê kom ons ry.
Sê, Pastor Niels, kan ek wil dromme speel? Hy sê, jy het, want hy was in die oefening. Sê, Pastor, ek wil nog 1 keer dromme speel. En daar kom ek in my op. Mag ek word soos blyk. Mag ek excited wees oor dit wat hy my gegee het. Op my vrou se begrafnis het my broer gepreek, Annelie kon nie wag om haar geskenk op te maak nie, die ewige lewe. Ek wil vandag vir jou sê, I'm so excited about what's coming. Amen.